vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius is ons gas van Biomedical Emporium en soos altyd is hy hier met goeie raad en vandag praat ons oor haarverdunning en vermindering. As ek daai twee terme hoor, dan dink ek, dit is net 'n probleem wat middeljarige mans het. Maar dit is nie so nie, né? Glad nie so nie en ek meen daar's niks minder lekker as jy stort en jy kam jou hare uit en jy sien, hoorie, maar hier's nogal 'n redelike hoeveelheid hare wat uitkom. En dit is so, dit gebeur nou by beide mans en vrouens en dit is nogal 'n groot probleem. By mans aan die een kant sal dit wees as gevolg van 'n DHT-hormoon. Ja. Maar by vrouens kan dit ook wees, jy weet, byvoorbeeld jy was swanger en nou is daar 'n bevalling en na jy die babatjie gehad het, dan sien jy, hoorie, hier's geweldige hare wat uitkom en dis weer as gevolg van progesteroon. Sekere mediese kondisies kan ook nogal redelik skuldig wees, soos lupus, skildklierprobleme, ginekologiese probleme soos polisistiese ovariumsindroom, medikasie, 'n groot probleem. Kyk wat het gebeur tydens COVID. Mense het baie kortison gedrink en as jy die voubiljet uithaal van kortisonmedisyne, dan sien jy een van die neeweffekte is haarverlies en baie mense het soos kankerpasiënte gelyk tydens COVID. Chemoterapie speel ook nog 'n rol. Ongelukkig antidepressante speel 'n groot rol. Is dit so? Ja. Dan niemand hou van hierdie nie, maar stres, angstigheid. Jy kry 'n streshormoon kortisol en as jy kortisol vervaardig, gaan jy ook bietjie ongelukkig sukkel met haarverlies. Nou jy kan nou sien hoe rol ek nou effens my oë, né, Dr. Judy, want hoe sê jy vir iemand wat haarverlies het en dit is traumaties, moenie stres nie. Dit is mos nou regtig onmoontlik. Dit is een van die mees onmoontlikste take, maar ek dink 'n ou moet ten minste weet as jy nou meer gaan stres, kan dit erger raak. En dis hoekom mens moet gaan probeer kyk vir elemente wat jy dalk kan uitskakel of elemente wat jy kan inbring om dit te stop. En kinders haarverlies by kinders, want dit het ek ook al gesien. Ja, kinders kry dit ook en hulle kry dit weer as gevolg van dalk 'n bietjie 'n tekort aan sekere voedingswaarde. Twee baie belangrike vitamiene, Vitamiene D en 'n Vitamiene B speel 'n groot rol. En natuurlik bietjie 'n tekort aan minerale soos sink. Wat kinders ook nogal baie kry is swaminfeksies. Op die kopvel en dan val die hare uit. Maar dan is daar 'n ander tipe van 'n haarverlies wat ons praat van traksialopecia. En baie keer meisies dan maak hulle hierdie stywe vlegsels en poniesterte en eventueel dan irriteer dit die kopvel en die haarfollikels so baie, daar's so baie inflammasie en dan verloor hulle ongelukkig hare. So kinders, vrouens, mans. Nee, maar ons moet praat oor behandelingsopsies. Ons kan nie net praat oor die probleme nie. Wat kan 'n mens doen? Kom ons skakel 'n paar goed uit. As jy byvoorbeeld 'n reiniger het, kyk bietjie agter op die bestanddele of daar 'n woordjie met die naam sulfate voorkom. Sulfate is ook 'n groot irritant vir die kopvel en dit maak dat jy hare kan verloor. So skakel dit uit. Kry kopreinigers wat sulfaatvry is. Dis baie belangrik. Dan kry jy baie kalmerende haarserums wat byvoorbeeld salicylsuur in het, hyaluronsuur, Vitamiene B, Vitamiene D, wat jy sommer met 'n aanlyn haarrollertjie kan opsmeer en inmasseer en met die rolletjie in jou kopvel inrol. En dan professionele behandelings is natuurlik LED-ligte, bloedplaatjies wat 'n mens kan vat en liggies terugspuit in die kop. Microneedling tegnieke met groeifaktore maak 'n enorme verskil. So daar is opsies, daar is maniere om hierdie probleem te hanteer. Mense hoef nie noodwendig te gaan na die ekstreem van 'n haaroorplanting onmiddellik nie. Dr. Judy, baie dankie vir hierdie goeie raad wat jy vir ons gegee het. Dit is altyd lekker om met jou te kan gesels. Mense voel bemagtig na die tyd. Baie dankie.